kyk, kyk in die woud. Die 3 kinders en hul ouers het in die land van die woude kom woon. Op 'n sonnige Sondagmiddag wou hulle by die botaniese tuine gaan kuier. Dit was vroegherfs. Die luggie was koel, maar alles nog werklik grasgroen. Aan die kant van die groot tuine was daar 'n ingang. Een hekkie lei in die woud in. Mamma het nader gegaan, die hekkie oopgemaak en almal genooi om te kom saam stap in die woud. Daar het 'n oom verbygestap wat gesien het hoe mamma die kinders innooi. Hy kon nie help om te glimlag oor die avontuur wat op ons wag nie. Nadat die gesin by die hekkie in is, het hulle op die woudpaadjie gestap. Hier in die skaduwee het hulle al verkyk aan die fyn grasies. Hulle het aan die sagte groen mos gevat. Hulle kom toe by 'n groot boomstomp wat omgeval het. Die kinders kon nie wag om op die stomp vol mos te balanseer nie. Elkeen neem mamma se hand en stap oor die breë stomp. Oral lê bome wat omgeval het. Mamma vertel vir die kinders hoe die bome wat omval weer voedingsstowwe vir die nuwe, jonger boontjies gee. Sy wys hulle ook hoe regop die bome groei, almal na die lig toe. Mamma herinner die kinders dat ons ook regop boontjies moet wees wat groei na die Here se lig toe. Kort hierna sien hulle ook 'n afgesaagde boom. Sy saagsels lê nog by die snyplek. Die paadjie draai links af. Hulle stap na onder met rotstrappies. Hier is 'n spruitjie, maar sy water staan stil. En hierna draai die paadjie weg uit die woud uit. Skielik is die kinders weer in die botaniese tuine, op 'n plek waar hulle al voorheen was. Hulle gaan verken die tuine se bome, blomme, gras en water. Toe dit tyd raak vir middagete, stap die gesin weer deur die woud tot by die kar. Groot sussie stap voor en wys die pad aan. Sy herken die landmerke waarby ons vroeër verbygeloop het. Die stroompie, die afgesaagde boom en die boomstomp waarop hulle kon balanseer. Sy tel saagsels op om die paadjie te merk, nes Hansie en Grietjie dit sou doen. Terwyl hulle so stap, sê mamma, "Lesna." Die Afrikaanse kinders ken die nuwe Sweedse woord. Hulle luister fyn. Hulle luister om voeltjies te kan hoor. En toe hulle stil raak, hoor hulle die gechirp van een. Kort voor lankom sit 'n dowwe geel voeltjie met sy swart das en onderbaadjie op 'n takkie. Hop, 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 kom hy al nader. En hier kom nog een van sy maatjies aan. Nog een, en later nog een. Hy daar hop 'n eekhoring teen 'n spoed. Sy maatjie laat wiel ook tussen die varings en die mos deur. Soos die gesin aanstap, moet hulle mooi loop om nie oor die boomwortels te sloeg nie. Kort voor die pad uit die woud uitdraai, sien mamma nog 'n boom wat omgeval het. Hoe handig dat die bome bruggie oor die droë loop van 'n stroompie maak. Mamma sit vir baba neer. Grootsis klim op die stomp. Met versigtige treukies stap sy oor die bruggie, terwyl sy mamma se hand en takke vashou om te balanseer. Middelman kry ook 'n beurt om heen en weer te stap. Toe hulle weer kon kry, het hulle by die kar aangekom. Die skaduwee, wind tussen die blare en hoë bome het gesorg vir 'n rustige, betowerende stappie op 'n Sondagmiddag. Dit was tyd vir middagete en tyd om te gaan rus.